Goeiemôre vriende, dit is vandag maandag die 9de Junie 2025. Ek hoop julle het 'n lekker week wat voor julle uitgestrek lê met al die besluite wat julle moet neem. Mag die Here julle ook op 'n wonderlike manier daar lei. Here, baie dankie vir die voorreg om die week in U naam te begin. Here, om te kan weet dat U inderdaad by ons is. Ons het gister die uitstorting van die Heilige Gees gevier. Here, soveel jare gelede. Here, dat U die Heilige Gees vir ons gegee het, om binne in ons te woon, om ons te lei, om ons te begelei, om ons te help met raad en wysheid en insig en takt en fyn aanvoeling. Here, maar die Heilige Gees het ook ons samewerking nodig. U het ons nie vir ons robotte gemaak, nie, Here. U het vir ons mense gemaak met 'n vrye wil, wat kan kies of ons U wil volg of nie. Here, ons wil U graag volg en ons wil graag vir U sê, o Heilige Gees, vul ons hele bestaan. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Ja, dan gaan ons aan hierso in Spreuke 27, en dan sê hy die volgende, hierso in vers 9, reukolie en wierook is iets om te geniet. Ek dink in ons tyd is dit miskien 'n bietjie moeilik. Ons ken nou van wierook. Reukolie, jy kry dan olies wat jy ook nou wat nogal 'n lekker geurtjie het, né? Maar ons brand nie eintlik meer baie wierook nie. Maar ek kom sê enige iets wat lekker ruik, né? Maak nou nie saak wat dit is nie. Kom sê reukolie en wierook is iets om te geniet. Dit is tog lekker as jy 'n lekker geur in die huis het. Dit is mos nou so. Of in die kar lekker geur hê, of wat ook al. Dit is tog ook in die deesdae met die perfumes van vrouens, net. Dit is baie keer, ja, dit is so ongelooflike lekker en nice geur, né? Jy so weer ryk. En nou sê hy sê reukolie en wierook is iets om te geniet. En dan sê hy, maar die genot van vriendskap lê in die raad wat jy kry. Maar die genot van vriendskap lê in die raad wat jy kry. So ek kom sê, eintlik is die genot van vriendskap baie beter as enige iets wat lekker ruik, né? En vriende, dit is al waar, in my lewe, en in julle sal in julle lewe, maar dieselfde kan getuig, is daar tye in ons lewe wanneer ons vriende geweldig nodig het. Geweldig nodig het. Ons staan baie keer deur voor kritieke besluite wat ek en jy moet neem, in ons eie persoonlike lewe, loopbaangeleenthede, baie keer gesondheids uitdagings waar ons sekere besluite moet neem. Baie keer moet ons 'n besluit neem gesondheidsvlak om na 'n ander provinsie toe te gaan, baie keer selfs na 'n ander land toe te gaan. Ons staan baie keer voor geleenthede wat ons kry, wat ons kan wegvat, ekskuus tog vir 'n wyle, van ons gesin af, en daarom het ons vriende nodig. Is dit die pad wat ons moet stap, vra ons vriende? En vriende, wanneer Here God vir jou 'n goeie vriend of 'n goeie vriendin gee, dan moet jy en ek regtig daardie persoon koester. Dit is so, met vriendskappe hou party mense nou meer, maar ons trap nie, baie keer is pelle mekaar se deurkosyne deur nie, né? Maar broer, ons is daar, ons gaan 'n breakfast saam, ons baie keer gaan vang ons saam vis, baie keer gaan jag ons saam, baie keer gaan piknieke ons saam, baie keer gaan braai ons sommer net saam, of baie keer gaan kuier ons maar sommer net en ons drink 'n koppie koffie saam, né? Die Here het ons gemaak vir vriendskap. En vriende is vir jou gegee, en vir my vriendinne is vir ons gegee, om vir ons raad te gee, want hulle sal vir jou altyd uit hulle hart uit die raad, dit kan moontlik miskien nie altyd die regte raad wees, so jy moet dan nou kan onderskei, maar dit sal eerlike raad wees. As jy 'n vriendin en 'n vriend het wat vir jou lief is, hulle sal altyd, en jy moet dit ook altyd onthou, wanneer 'n pel vir jou 'n raad gee, né, dan kom dit nooit uit 'n sleg plek uit. Nooit nie, maar want as dit 'n sleg plek uitkom, is ons nou nie jou vriend nie, né? Dit sal nooit uit 'n sleg plek kom uit 'n goeie plek uit, en daar moet jy dit ook koester, ook as hy of sy miskien vir jou iets sê, wat nou amper al vir jou so bietjie dwars in die krop steek, moenie sleg dink daarvan nie, want onthou, dit kom uit 'n plek van liefde uit. Miskien het jou pel het 'n bietjie verkeerd uitgedruk of wat ook al, of het dit reg uitgedruk en jy wil dit net nie hoor nie.
Maar onthou, dis die gawe wat God vir jou en vir my gee. Hy kom gee vir ons goeie vriende. Hy kom gee vir ons, en binne jou goeie vriende is, jy mos baie keer jou wise counsel wat vir jou help, om met besluite wat ek en jy moet neem. Vriende, die Engels het so 'n woord, embrace dit, ons sê in Afrikaans, omhels daai vriende, koester hulle, vriende, kyk mooi na hulle. Hulle is kosbaar, want dis die een persoon wat as jy vir hom gaan vra, gaan hy altyd jou beste belange op die hart laat. Dis omdat jy jou pel is, jou beste belange. So wanneer daai een vir jou sê, jong, jy moet 'n bietjie pasop hiervoor, 'n bietjie pasop daarvoor, dan kan jy maar luister daarna, jy moet nog steeds onderskei. Maar jy moet weet, daai raad wat hy daar vir jou gee, of sy daar vir jou gee, is uit hulle hart uit. Hulle bedoel dit reg, hulle wil jou beskerm, hulle wil jou toemaak met liefde, hulle wil nie dat jy seer kry en dat jy swaar kry nie. So wanneer hulle vir jou iets sê, reg of verkeerd, moet jy weet, dit kom uit 'n baie goeie plek uit hulle hart uit. Daarom is vriendskap so belangrik. So wanneer 'n pel vir my iets sê, kom ons sê nou maar wat ek nou nie baie van hou nie. Vriende, dan ek celebrate dit altyd. Ek celebrate dit. Ek sê vir daai persoon, hoorie, dankie dat jy dit vir my gesê het. Maak nie saak of ek nou saamstem of nie saamstem nie. Ek sê vir die persoon, dankie dat jy vir my sê, want ek weet, jy het omtrent vir 3-4 dae of 'n week of 2 weke gewroeg om vir my dit te kom sê. En ek wil net vir jou sê, ek het die grootste waardering daarvoor dat jy dit vir my kom sê het, want dit was nie vir jou maklik nie. Vriende, dit is so belangrik. Wanneer jy 'n pel het vir jou 'n ding kom sê, kan jy verseker weet, hy het dit nie net kom sê nie. Hy het gedink daaroor, of sy dit nie net vir jou kom sê nie. Hulle het gedink aan die gevolge wat dit kan wees as hulle vir jou hierdie ding gaan sê. En hulle het alles opgeweeg, so hulle kom amper half met 'n benoudheid in hulle hart daar by jou aan, om vir jou dit te sê, né? Daarom koester dit. Koester die raad wat jou vriende vir jou gee. Dit kom uit 'n goeie plek uit. Reukolie en wierook is iets om te geniet, maar die genot van vriendskap lê in die raad wat jy kry. Vriende, mag jy God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.